Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons weer in die huis by mekaar as 'n gemeenskap van gelowiges, Here. As broers en susters in Christus wat U by mekaar gevoeg het, Here, en as ons om onsself kyk, dan sien ons die mense wat U vir ons gegee het om lief te hê, Here. Here, en dis 'n wonderlike gedagte om te dink, dis U handewerk. Dis U handewerk wat in ons harte gewerk het, Here, dis U handewerk wat ons by mekaar gebring het. Dis U wysheid wat omstandighede so laat gebeur het, Here, dat ons hier by mekaar sit, verskillende mense, met verskillende agtergronde, verskillende stories. En dis U Seun Jesus Christus wat ons een maak, Here. En ek wil U vanoggend die eer gee vir dit wat tussen ons gebeur, Here. Want is net U goedheid en U genade en U liefde in ons lewens, Here. Here, vandag gaan ons sien, ons gaan 'n ander gedeelte van U genade sien, Here. En ek wil vir U vra vanoggend, seën U eie woorde, Here. Maak elkeen wat na U woorde luister, sy harte oop, dat hulle sal sien in U wysheid, het U alles gedoen om ons harte te verander. U het ons uit die wêreld uit gehaal en ons in U koninkryk ingesit. Maar dan los U ons met 'n verantwoordelikheid. En dis by hierdie verantwoordelikheid waar ons vanoggend gaan stil staan. Here, seën my ook asseblief, dat ek U eie woorde sal gebruik, sodat U alleen verheerlik sal word, Here, want U alleen is waardig. Amen. So kom ons gaan lees Efesiërs 6, vers 10 tot 13. En ek lees uit die woord van die lewende God. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die nag van onheil. En, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Tot sover. So die ware Christen, wat beskryf word in Efesiërs 1, 2 en 3, en wat lewe, soos wat ons sien in Efesiërs 4, 5 en 6, kan verseker wees, dat jy in 'n oorlog betrokke is. Ons het in die laaste 2 sonnae gekyk na wie ons vyand is, ons het gesien hoe ons vyand te werk gaan, ons verstaan nou, wat bedoel Petrus as hy sê, ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek iemand om te verslind. Ek en jy weet nou, hoe lyk ons vyand. Ons weet wat is sy modus operandi, ons weet hoe sy planne lyk, en ons weet ook, hy het net een doel, en dit is om jou gedagtes gevangene te neem. Hy wil jou gedagtes wegrokkel van God af, sodat jy vir God kan bevraagteken. Dit is sy enigste doel. Satan gebruik redenasies en argumente, presies soos wat hy met Eva gedoen het, en so kry hy gelowiges so ver om God te betwyfel. En sodra jy die woord van God twyfel, dan betwyfel jy vir God self. So die belangrike ding is hierso, Satan probeer ons so ver te kry om die Bybel te betwyfel. Met ander woorde, enigiemand wat iets in die Bybel bevraagteken, is mislei. Dit kan enigiets wees. Dit kan wees as jy die onfeilbaarheid van die Bybel bevraagteken, as jy twyfel of die skrywers werklik deur die Heilige Gees geïnspireer was, as jy glo daar kort boeke in die Bybel, of as jy dink daar's te veel boeke in die Bybel, as jy sê, Paulus se briewe hoort nie in die Bybel nie, of as daar enige lering is in die Bybel, wat jy nie mee saamstem nie, of wat jy bevraagteken, dan is jy reeds mislei deur Satan. Mense wat die Bybel bevraagteken, is besig om die geestelike oorlog te verloor. So hoekom is Satan agter my en jou gedagtes aan? Hoekom wil Satan hê dat ons die Bybel moet bevraagteken? En hierdie is baie belangrik om te weet. Want die Bybel is God se openbaring aan ons.
So as jy die Bybel bevraagteken, dan bevraagteken jy vir God. En is belangrik, ons is oortuig in ons lering, dat daar is nie meer dinge soos profete en apostels nie. So as jy die Bybel bevraagteken, wat God se openbaring in ons is, dan bevraagteken jy vir God. En dis presies wat Eva gedoen het. Maar daar's nog 'n belangrike rede hoekom Satan wil jy met die Bybel bevraagteken. En die rede is, die Bybel is ons enigste bron van waarheid. Ons as gelowiges het net een bron van waarheid, en dis die woord van God. As jy die Bybel lees, en jy glo die Bybel, en jy is gehoorsaam aan die Bybel, dan sal Satan van jou al wegvlug. En ons sien dit in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp jou aan God, is glo die Bybel. Weerstaan die duiwel, is wees gehoorsaam aan God. Dan sal hy van jou al wegvlug. En dan wen jy die geestelike oorlog. En dis waar vers 10 tot 18 gaan in Efesiërs 6. God sê presies vir ons van Efesiërs 4 vers 1 af, hoe om hierdie oorlog te voer. Van Efesiërs 4 vers 1 af. En is nou hier waar dit baie interessant raak. Want in die 2 inleidingsboodskappe het ons gesien dat Satan agter jou gedagtes aan is. En vandag gaan ons sien, wat verg dit om teen Satan te staan. Geestelike oorlogvoering is 'n lewenstyl. Paulus skryf van Efesiërs 4 vers 1 af vir ons, wandel in wysheid. Hy sê vir ons, wandel volgens jou roeping. En alles, van Efesiërs 4 vers 1 tot aan die einde van Efesiërs 6, gaan oor ons lewenstyl. Hy skryf, ons moet waardig wandel, dan sê hy, ons moet nederig lewe, ons moet in eenheid lewe, ons moet in liefde lewe, ons moet in die lig lewe, ons moet in wysheid lewe, dan sê hy vir ons, ons moet met die Gees vervul wees, en dan moet ons onderdanig wees aan mekaar. En dan in Efesiërs 6 vers 10 tot 13, gee Paulus vir ons 'n gedeelte, wat ons gaan voorberei, vir hierdie wapenrusting van God. So dis half 'n afronding, op hierdie lewenstyl van ons, wat ons sien van Efesiërs 4 vers 1 af. En ek gaan hierdie 4 verse vir ons in 5 dele deel. Voorbereiding, voorsiening, die vyand, die geveg, en dan die oorwinning. Nou die voorbereiding sien ons in vers 10. Eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou voorbereiding is 'n basiese konsep vir gelowiges. Dit moet vir ons die basics van ons geloof wees. Enige gelowige wat die Christenlewe probeer lei en Christus probeer dien in sy eie wysheid en in sy eie krag, sal nooit suksesvol wees nie. Jy sal nooit 'n lewe van oorvloed kan hê nie. Die krag van 'n gelowige is afhanklik van God se krag af. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou as ons terugdink na die laaste paar maande, vandat ons begin het met Efesiërs, het ek die woorde in Christus sekerlik honderde kere gesê. Die hele Efesiërs gaan oor jou posisie in Christus. As jy tot wedergeboorte gekom het, is jy in Christus en Christus is in jou. En ons sien dieselfde konsep in vers 10. In die Here, in die krag van sy sterkte. Kan julle sien daarso? Dis nie in jou nie, dis in die Here. Die krag van God is sterk genoeg en dit is wat ek en jy nodig het vir die geestelike oorlog. Maar die vraag is jy in Christus? Want as jy nie in Christus is nie, dan is hierdie krag nie beskikbaar vir jou nie. Dink bietjie aan Filippense 4 vers 13, hierdie vers wat ons almal al gebruik het as ons wil gaan rugby speel of wat ook al doen. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kan julle sien hierso, wie se krag is dit? Christus se krag. Dis dieselfde idee. My en jou krag is nie van toepassing wanneer dit kom by geestelike oorlogvoering nie. Want ons krag beteken niks. Ons het geen krag wanneer dit kom by hierdie goeters nie. Want ons vyand is nie sigbaar nie. Ons vyand operate nie in hierdie realm waar ons lewe nie. Die bron van ons krag is Christus. Christus het hierdie oorlog reeds gewen aan die kruis. Satan is verslaan, die angel van die dood is getrek en die mag wat sonde oor jou het,
is gebreek. Dis belangrik. Die mag wat sonde oor jou het, is gebreek. So dit beteken, daar's geen rede dat enige gelowige in vrees hoef te lewe, of dat enige gelowige vasgevang moet wees in sonde nie, en dat enige gelowige hierdie oorlog moet verloor nie. Geen rede nie. So nou, hoe kry ons hierdie krag van die Here in werking in ons lewens? En dis deur genade. Deur genade, maar hierdie is nie dieselfde genade as die genade wat jou gered het nie. Hierdie is 'n ander genade. Hierdie genade kan jy aktiveer. Jy het 'n invloed of God aan jou hierdie genade gaan toon. Met ander woorde, jy het 'n invloed daarop of God hierdie krag aan jou gaan gee. En hoe kry jy hierdie krag geaktiveer? Deur om te bid. Deur om die Bybel te bestudeer. Wanneer jy groei in die kennis van God, en dan, baie belangrik, wanneer jy gehoorsaam is aan hierdie kennis van God, dan sal jy groei in hierdie genade van God. Dan sal hierdie krag van God binne in jou begin aktiveer. Dan sal die krag van God in sy volle sterkte in jou werk. Ons sien, as ons die tweede brief van Timoteus lees, dan sien ons dat Timoteus begin twyfel het. Hy het swaar gekry in die kerk waar hy was in die stad Efese gewees, hy was die leraar van die gemeente in Efesiërs. Maar hoor wat skryf Paulus vir hom in 2 Timoteus 1 vers 6 tot 8. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkings vir die evangelie na die krag van God. En dan bietjie later in 2 Timoteus 2 vers 1. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Hoor julle daarso? Wat in Christus Jesus is. Net God het die krag vir die geestelike oorlog. Maar die volle werking van God se krag is beskikbaar as jy ietsie doen. So hier is een van daai kontraste wat ons in die Bybel kry. God gee jou die krag. Dis beskikbaar in jou. Maar dit word eers geaktiveer as jy ietsie doen. Jy moet groei in die kennis van God. Jy moet 'n kragtige gebedslewe hê en dan moet jy gehoorsaam wees aan Christus. Dit is die voorbereiding wat nodig is, wat elke gelowige moet doen. Die tweede punt is die voorsiening wat God vir ons gee. Dis die eerste gedeelte van vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Nou sien jy jou verantwoordelikheid daar. Trek die volle wapenrusting aan. Jy moet actually iets doen. God is nie ons genie en ons vry vir dingetjie en dan doen God alles vir ons nie. God los ons met 'n verantwoordelikheid. Jy moet die wapenrusting aantrek. Jy moet jou lewenstyl verander. Dis waaroor die hele gedeelte gaan. As jy dit nie doen nie, is hierdie krag van God nie in werking in jou nie. So die woorde wat gebruik word in die oorspronklike taal wat Paulus gebruik het hier is dat hierdie aantrek van die wapenrusting is nie elke dag nie. Dis 'n eenmalige ding. Jy trek hierdie wapenrusting een keer aan en die res van jou lewe lewe jy met hierdie wapenrusting. Met ander woorde, is 'n lewenstyl. Dis nie 'n once-off event nie. Die aantrek is 'n once-off event, maar daarna is dit jou lewenstyl wat verander. Die wapenrusting van God is nodig, as ons kyk na die vers, sodat jy staande kan bly. Met ander woorde, die direkte implikasie is daar, as jy nie die wapenrusting aan het nie, gaan jy nie kan staande bly nie. Sien julle dit? Sodat jy kan staande bly. So hoekom moet ons staande bly? As ons Satan moes gaan soek het, dan sou dit vir ons gesê het, trek die wapenrusting aan en gaan soek hom. Die opdrag vir ons is hier om staande te bly. Trek die wapenrusting uit en wag. Hy sal na jou toe kom. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die versoeker sal na jou toe kom.
Jy hoef nie versoeking te gaan soek nie. Jy's 'n dwaas as jy uitgaan om versoekings te gaan soek. As jy werklik gehoorsaam is, aan God, dan is jy in hierdie oorlog. Dan sal hierdie oorlog na jou toe kom. En dit is hoekom ons opdrag sê, staan. Wie beklei hierdie oorlog? Nie ons nie. God. Ons het nie nodig om te gaan beklei nie. God beklei hierdie oorlog. Ons moet net staan. Jy moet jou lewe lei, soos wat jy hom lei, sodat jy staande kan bly. Openbaring 2 vers 25, Jesus sê daar, hou maar net vas wat jy het, totdat ek kom. So ons opdrag is, trek aan die wapenrusting, bly staande tot Jesus kom. So dit is ons voorsiening. Die derde punt is ons vyand. Einde van vers 11. Teen die liste van die duiwel. Nou ek dink ons het die laaste 2 Sondae genoeg gekyk na die duiwel. Ons weet nou wie die duiwel is. Ons weet hoe hy te werk gaan. Ons weet hy wil ons verlei. So ons kan nou saam met Paulus sê wat hy in 2 Korintiërs 11 gesê het. Ons is nie onbekend met sy planne. Ons weet nou hoe opereer ons vyand. En ons weet ook, Satan wil ons probeer verlei om die Bybel te betwyfel. En ons weet ook, daar's net 3 portals waardeur ons mislei kan word. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Dis die enigste 3. Daar's geen ander 3 maniere hoe ons mislei word nie. En ons weet ook, die hele wêreldstelsel is ontwerp om ons hierdeur te verlei. As jy iets sien, of as jy iets ervaar, wat vir jou lekker is, dan wil jy dit hê. As jy iets sien wat jy kan begeer, dan wil jy dit hê. En dan die derde een, trots. As jy dink jy is beter as enigiemand anderste, op enige vlak van die lewe. En dan meer in ons konteks, van die kerk, en die Bybel, en ons Christenlewe, as jy dink jy het gearriveer, as 'n gelowige. As jy dink, jy het dit onder die knie. Jy's alright, jy's nou fine. As jy dink jy weet genoeg van die Bybel af, om nie meer te wil leer nie. En hier moet ek nou ongelukkig vir ons manne sê, daai kwaal lê gewoonlik by ons. Want ons is baie meer, of baie minder as die vrouens geneig, om hulp te kry. So die wêreldstelsel is ontwerp, om ons so te mislei. Hoor weer wat sê 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld uit. So ons ken ons vyand. Ons ken sy planne, ons weet waarvoor om uit te kyk. Dan sien ons in vers 12 die geveg. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou hierdie is 'n geweldige interessante vers. Een van Satan se mees effektiefste leuns is dat alles gaan goed. Alles gaan goed in jou lewe. Dis lekker. Op 'n groter prentjie, die wêreld dink dit gaan goed. Dit gaan goed in die wêreld. Daar's nie meer soveel slawerny soos wat daar 'n paar 100 jaar terug was nie. Daar's minder rasisme, minder mense gaan dood van die honger, meer mense het toegang tot water, omtrent almal het toegang tot tegnologie. Daar's minder oorloë, mense gaan later dood as wat hulle vroeër dood gegaan het, want ons het nou goeie dokters en goeie hospitale. So die leuen wat die wêreld glo is dat dit gaan goed. Dit gaan goed met die mensdom. Maar ons as gelowiges, ons weet van beter. Ons weet dat die oorlog, dit wat ons kan sien om ons, bepaal nie of hierdie oorlog aan die gang is nie. Want ons weet dit gaan nie goed nie. Ons meet nie soos wat die wêreld meet nie. En dit is hoekom ons eintlik kan sien dat dit gaan slegter. Dit gaan baie slegter as wat dit 50 of 100 jaar terug gegaan het. Want as ons uitkyk na die wêreld toe, dan soek ons vir God daar, en ons kry God nêrens nie. Ons kan ook sien, dat die morele standaard van die wêreld is besig om 'n laagtepunt te bereik. Huwelike is besig om
basies uit te sterf. Gesinne is gebroke, kinders word in enkelouerhuise groot, wat 'n massiewe negatiewe impak op kinders het. Dwelmmisbruik en drankmisbruik is op 'n hoogtepunt. Selfde geslagverhoudinge is algemeen. Geweld is algemeen. En ons sien dat mense mekaar haat hier buitekant. Ons sien haat. Ons sien dat dit gaan nie so seer oor veldkleur dat mense mekaar haat nie, maar ons sien nie liefde nie. Daar's nie liefde tussen mense nie. So, ons weet, ons as gelowiges weet, dat die oorlog tussen Satan en God nie besig is om af te neem nie. Inteendeel, dit is besig om meer intensief te word. Satan se wêreldstelsel was nog nooit so gevorderd en so modern soos wat dit vandag is nie. As daar iets groots aan die ander kant van die wêreld gebeur, dan weet ons dit binne minute. Binne minute weet ons wat aan die ander kant van die wêreld aangaan. Die internet en social media maak dat inligting vinnig versprei en dit maak mense lui. Hierdie inligting maak mense lui, want mense glo alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor. En selfs gelowiges is liggelowig of gullible, as ek die Engelse woord kan gebruik. Want selfs gelowiges glo hierdie leuns wat ons sien. Ongelukkig glo gelowiges elke ou wat 'n YouTube video maak. Gelowiges sukkel met onderskeiding wanneer sogenaamde Christene video's op social media sit. Goeders klink reg, maar as ons dit gaan meet met die Bybel, dan sien ons dis nie reg nie. Maar gelowiges doen nie die moeite nie, want hulle is te lui, so hulle glo dit nie. En dan bou hulle lewenstyl om hierdie leuns. Maar gelukkig, ek en jy wat ernstig is oor die woord van God, ons weet om dit nie te doen nie. Ons weet, ons is in 'n stryd wat vers 12 beskryf as 'n worstelstryd. Ons is in 'n struggle, soos wat die Engelse sê. Die Griekse woord wat Paulus gebruik het, dui op stoei, maar is hand-to-hand combat tot die dood. Dis waarna ons betrokke is. Hand-to-hand combat tot die dood. So ek en jy weet dat ons is in 'n regte fight betrokke. En Paulus maak ook seker dat die gelowige weet dat mense, die mense om jou, is nie jou vyand nie. Daar staan, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So ons vyand is nie die dinge wat ons kan sien nie. Dis nie die mense wat ons kan sien nie. Ons vyand is leuns en redenasies. Dis wat ons vyand is. Wat ons ook sien in vers 12, is dat Satan nie alleen werk nie. Ons het in ons inleiding gekyk na Satan en sy demone, en ons het gesien dat 'n derde van die engele het saam met Satan geredeneer. Maar kyk mooi wat staan in vers 12, en dit is baie interessant. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So hierdie woordjie teen, voor elke beskrywing, dui vir ons dat daar's verskillende tipe en vlakke demone betrokke. So hulle is hoogs georganiseerd. Net soos wat ons sien met die engele, daar's gewone engele, daar's ander tipe engele, dan is daar's aardsengele, so daar's ook verskillende vlakke engele. So dis amper soos 'n army. Verskillende rangorders, ouens het verskillende verantwoordelikhede en hulle het verskillende plekke wat hulle target. Teen owerhede, teen magte, teen wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. Ons sien dieselfde konsep wat vir ons verduidelik word in 1 Petrus 3 en Kolossense 2. Nou die Bybel sê nie presies vir ons wie wat doen nie, of wat wie doen nie. Maar ons kan tog 'n afleiding hier maak. Wêreldheersers van die duisternis. So dis demone wat die politiek hanteer en wêreldheersers beïnvloed. Dan kan ons ook seker aanneem, bose geeste in die lig, dis nou die demone wat nou werklik boos is. Hulle gaan uit om boosheid te beïnvloed en te bevorder. So dis baie duidelik dat hierdie 'n georganiseerde oorlog is. En wat ons ook sien hierso is, ons oorlog is teen 'n magtige en teen 'n slim vyand. Maar
In Kolossense 2 vers 15 sien ons dat Jesus het al hierdie magte en hierdie kragte reeds verslaan. Daar staan, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So ons hoef nie in vrees te lewe nie. En in Efesiërs 1 vers 20 en 21 sien ons dat Jesus bo al hierdie magte en kragte is. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. So ons het geen rede om te vrees nie. Al hierdie magte is onder Jesus en ons is in Jesus. So sien julle hoekom hoef ons in vrees te lewe nie. Christus het hierdie vyand reeds verslaan. Die oorwinning is reeds behaal. Ek en jy moet net die wapenrusting aantrek, gehoorsaam wees, dan is hier dieselfde krag in ons aan werking. En dan sien ons die oorwinning in vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die nag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Nou in die tye waarin ons leef, sien ons baie gelowiges wat gemaklik is in hulle geloof. Gelowiges lei 'n lewe van gemak. Daar's geen bekommernis in hulle lewens nie. Ons het nie vervolging soos wat ander lande het waar ons kan tronk toe gaan of jy weet ons koppe afgekap word nie. Dit gaan goed in die meeste kerke. Meeste kerke is vol mense en op die oog af lyk dit of dit goed gaan met die Christen geloof. Maar lewe gelowiges in oorvloed. Lewe gelowiges in die oorvloed wat Jesus van gepraat het in Johannes 10 vers 10. Die hartseer ding is, min gelowiges lewe met vreugde. Min gelowiges lewe met vrede. Want gelowiges vandag, werklike gelowiges, is nie bereid om opofferings te maak nie. Werklike gelowiges is nie bereid om hulle self te verloon om hierdie wapenrusting aan te trek nie. Vers 13 begin met die woord daarom. So omdat ons vyand nie gesien kan word nie en omdat ons vyand boos is en omdat ons vyand wreed is, daarom moet jy die wapenrusting van God aantrek as jy staande wil bly. As jy weerstand wil bied teen Satan en sy leuns, dan moet jy die wapenrusting van God aantrek. Jy het nie 'n keuse nie. Want die direkte implikasie hier, soos ek nou gesê het, as jy nie hierdie wapenrusting aan het nie, dan gaan jy nie kan weerstand bied nie. So jy gaan nie kan staande bly nie. En jy gaan nie vrede hê nie. En jy gaan nie vreugde hê nie. En jy gaan nie oorvloed hê nie. Gelowiges wat geloofslewens probeer lei sonder hierdie wapenrusting aan, val. Hulle val. Hulle val hulle hele geloofslewe. Hulle verloor nie hulle redding nie. Maar hulle het nooit vreugde nie. Hulle het nooit oorvloed van dit die bedoeling wat Christus vir ons gehad het nie. Hulle lewe verslaa lewens. Nou iets wat belangrik is in vers 13 en dit is geweldig belangrik. Daar's 'n klein woordjie daar wat ons baie keer miskyk. Daar staan daarom neem die volle wapenrusting aan. En as jy terug gaan kyk by vers 11, trek die volle wapenrusting aan. So in hierdie 4 verse word daar 2 keer na die wapenrusting verwys. En elke keer staan die woord volle daar. So wat dit beteken is, as jy nie die volle wapenrusting aan het nie, gaan jy nie kan staande bly nie. Met ander woorde, as jou hele lewe nie onderwerp is aan God nie, dan het jy nie die volle wapenrusting aan nie. En dis waar ons val. Dis waar ons as gelowiges val. Ons deel ons eie lewens in kompartemente in. En ons sê, hierdie gedeelte sal ek onderwerp aan God, en hierdie gedeelte sal ek onderwerp aan God, hierso, nee, ek weet beter. Hierso, kom ons gaan net so bietjie aan. En dis waar ons val. En dis hoekom ons nie lewens van oorvloed kan lewe nie. So ons het nou bepaal dat hierdie wapenrusting jou Christen lewenstyl is. So die woord volle beteken, as daar enige tekortkoming in jou lewenstyl is,
dan gaan jy swaar kry. Dan gaan God se volle krag nie in werking wees nie. So kan julle onthou, wat het ek net nou gesê, van hoe kry jy hierdie krag van God in werking? Die gelowige se wapenrusting is 'n gehoorsame, Bybeldominerende, geesgevulde lewe, en dan staan jy daarmee. Dit is hoe jy die krag in werking kry. So hoe lyk dit wanneer 'n gelowige nie die volle wapenrusting aan het nie? So hier gaan ek nou 'n bietjie prakties begin raak. En van julle behoort dalk nou so 'n bietjie eina te voel. Ek het verseker eina gevoel met 'n paar van hulle. As jy nie gereeld Bybel lees nie, en gereeld hier bedoel ek elke dag. 'n Christen wat nie elke dag tyd in die woord spandeer nie, het krake in sy wapenrusting. As jy nie elke dag die woord oordink nie, mediteer oor die woord nie, het jy krake in jou wapenrusting. As jy nie 'n aktiewe gebedslewe het nie, dan het jy krake in jou wapenrusting. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Bid jy oor alles wat jy moet doen, of alles wat jy wil doen? As jy nie gehoorsaam is aan dit wat jy leer in die Bybel nie, dan het jy nie die volle wapenrusting aan nie. Met ander woorde, hoe lyk dit prakties? As jy geheime sonde in jou lewe het, waarvan niemand weet nie. Sonde soos, hierdie kom gewoonlik in by verslawings, pornografie, drank, dwelms, kos. Hier's net 'n paar breë sondes. As jy en jou vrou of jou man sonde in julle lewe het, waarvan niemand anders te weet nie. Met ander woorde, julle het hierdie skynheilige lewe. Ons sien julle Sondae en Woensdae en dit lyk asof dit great gaan, maar as julle uitstap en in julle kar klim, beklei julle. Dis sonde. As jy nou daar sit en jy dink, wat weet Frans hom? Hy dink hy's heiliger as ek. Dan beteken dit, hy het sonde. Nie omdat ek heiliger as jy is nie, maar net omdat daai gedagte by jou opkom. Dit beteken, daar's krake in jou wapenrusting. As jy daar sit en jy dink, ten minste is my sonde nie so erg so Sunny se nie, want daai Sunny is aan sondig. Dan is daar krake in jou wapenrusting. Dit is hoe maklik daar krake kom. Want hierdie goeters wat ek hier genoem het, is by meeste van ons betrokke. En weet julle hoekom noem ek hierdie goeters? Want alles hierso, wat ek nou genoem het, is trots. Die beginpunt van sonde is trots. Van my sonde is trots, en van jou sonde is trots. Ons dink, ons weet beter, as mense wat geestelik meer volwasse as ons is, dan wil ons nie gaan raad kry nie. En dan begin ons lewens uit mekaar uit spiral. Want ons is nie gehoorsaam aan die woord van God nie. As enigeen van hierdie dinge by jou in jou lewe teenwoordig is, dan het jy nie die volle wapenrusting van God aan nie. Nou hierdie is nie 'n totale lys nie, hier is net 'n paar goeters waarna ek gedink het. Daar's baie ander dinge wat ek kan noem. Gaan ondersoek jou eie lewe. Gaan ondersoek jou eie hart. Gaan kyk of daar krake in jou wapenrusting is. Want ek kan julle amper waarborg. In almal van ons wapenrusting is daar krake. En almal van ons, as jy jou eie hart gaan ondersoek, kan julle onthou 'n klompie maande terug het ons gekyk na die hart wat kamers het, en Jesus wat van een kamer na die volgende kamer gaan, en in elke kamer, dit is soos 'n huis. Almal van ons het een vertrek waarin ons net alles gaan damp as kuiermense kom. En ons harte is so. Daar's iewerste 'n plekkie wat so 'n swart mifkol op het. En dis wat ons moet aanspreek. Kyk wat sê die middelste gedeelte van die vers. Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. So wanneer is die dag van onheil? Elke dag. Van die dag van jou wedergeboorte af, is elke dag vir my en jou 'n dag van onheil. Satan hou nie op nie.
Hy is 'n ou vasbytertjie. Hierdie hele wêreldstelsel om ons is design om ons te oordonder met inligting, om ons te oordonder met leuns van God. En as ons nie hierdie wapenrusting aan het nie, gaan ons daai leuns glo. En dan die laaste gedeelte van vers 13. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Aan die einde van elke veldslag in jou lewe, moet jy staande wees, want hulle gaan kom. Onthou, Christus het die oorlog gewen, maar elkeen van ons het in ons eie lewe veldslag. Ons het hier 'n versoeking en daar ietsie en hier's 'n huweliks-issues en hier's issues met kinders en hier's dinge by die werk. Elkeen van ons het ander veldslag. As jy die wapenrusting aan het, sal jy staande bly as daai veldslag verby is. En dis die doel. God wil hê ek en jy moet staande bly deur die dinge van die lewe. Want dit is nie maklik nie. Ons lewe in 'n gefalle wêreld. Mense is boos. Ons almal is gebore met 'n sondige natuur. God het aan ons genade getoon deur om aan ons die gees van God te gee. Wat beteken ons het selfbeheersing. Die mense daar buite het nie. En dit gaan issues veroorsaak in ons almal se lewens. Hierdie wapenrusting is foolproof. En dis moontlik. Anders sou God dit nie vir ons so gegee het nie. God sê, trek die wapenrusting aan, sodat jy kan staande bly. As dit nie foolproof was, sou God vir ons gesê het, trek die wapenrusting aan, want dan sal jy meeste van die tyd staande bly. Met ander woorde, dit is 'n foolproof stelsel. As jy die wapenrusting aan het, sal jy die vyand kan weerstaan. Jy sal. Altyd. En dan sal die vyand van jou wegvlug. Hierdie wapenrusting bestaan uit 6 dele uit. 6 toerusting dele. En ons gaan van volgende week af kyk na hierdie toerusting dele en dit gaan baie prakties wees. Want onthou dis lewenstyl. So ons gaan na die praktiese applikasie op elkeen van ons se lewe kyk. En ons moet die Here prys dat hy ons nie alleen gelaat het in hierdie oorlog nie. En dat hy vir ons 'n manier gegee het om staande te bly. Dit moet ons as gelowiges eintlik laat jubel van blydskap. Veral nadat ons in die laaste 3 weke gesien het hoe maklik is dit dat ons mislei moet word. Kom ons bid saam. Here, ek wil begin deur om vir my en vir elkeen wat hier sit, Here, te vra vergewe ons vir die sondes wat ons ingelaat het in ons lewens. Here, vergewe ons dat daar krake in ons wapenrusting is. Ons sien dat ons hierdie wapenrusting moet aantrek, Here, en ons sien dat hierdie wapenrusting lewenstyl is. En ons weet, Here, dat ons het 'n direkte invloed. Ons is die enigstes wat 'n invloed op ons eie lewenstyl het. Here, ek kan nie my vrou, of my kinders of enigiemand anderste die skuld gee as daar krake in my wapenrusting is nie. Dis ek. En so is dit elkeen van ons wat hier sit. Geef ons asseblief die wysheid, Here, dat ons hierdie krag van U sal aktiveer in ons lewens. Here, U Seun Jesus Christus het gekom dat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Here, en ons weet hierdie lewe in oorvloed is nie geld en goederes nie. Hierdie lewe in oorvloed is vreugde, en is vrede, en is liefde, en is genade, en is vergifnis. En dis wat ons smag, Here. Here, dis oorvloed in Christus. Here, dankie dat ons hierdie wapenrusting het. Dankie dat U ons nie alleen gelaat het, Here. Dankie dat U vir ons 'n foolproof stelsel gegee het. Ons eer U daarvoor, Here. Here, gaan met ons dat ons werklik hierdie wapenrusting sal aantrek, dat ons die vyand sal weerstaan, dat hy van ons sal wegvlug, Here. En dan, Here, laat ons as 'n gemeenskap van heiliges saam kan staan teen die vyand, Here, sodat U ons gemeente kan gebruik om U self te verheerlik.
Ons loof en ons prys U dat ons dit vir U kan vra, Here, en ons weet, hierdie gebed is 'n gebed wat U sal verhoor. Want dit is U wil, dat U verheerlik word. Dankie vir U genade, Here, dankie vir elke persoon wat hier sit vanoggend, Here, dat U ons in mekaar se lewens ingevoeg het, Here. Ons kan nie anders as om nie U te loof en te prys vir U goedheid en guns in ons lewens nie. Here, ons bid al hierdie dinge in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.